Weet jy nie, die extroverte gaan vir my dankie sê, introverte gaan sê, ag net nie dit nie. High five net die ou langs jou en sê, ek is so bly jy's vanmôre saam met my hier, as 'n familie, ons is saam. Dis al lekker, nee, is lekker, ons is familie, ons is saam met mekaar hierso, en dis wonderlik, dat ons so deel van mekaar se lewe kan wees. Ons praat juis oor die gedagte van om liefde te word. Becoming Love is die reeks naam, ons is in die 3de deel van die reeks. Volgende week gaan ons praat oor die rol van die Heilige Gees, wanneer dit by Becoming Love is. Maar vandag gaan ons spesifiek praat oor die genade van Jesus. Die genade van Jesus. Jy sal onthou, ons het hierdie reeks afgeskop, waar ons gepraat het oor die beginsel van volbring. Jesus het alles gedoen. Dis nie meer nodig my prestasie, my vermoë, dit wat ek tafel toe moet bring nie. Jesus het alles gedoen, sodat ek en jy in 'n herstelde verhouding met God die Vader kan wees. En vanuit hierdie herstelde verhouding met God die Vader, is een van die goed wat ons so beleef, is sy oorweldigende liefde. Jesus bid en sê, dat hulle sal weet, dat U hulle liefhet, met dieselfde liefde, as wat U my liefhet. Hoor jy? Jesus het vir jou gebid. Hy het gebid dat jy, nie dat God jou sal lief hê nie, hy het gebid dat jy dit sal weet. Ek bid dat hulle dit sal weet, dat U, jy Vader, hulle liefhet met dieselfde liefde, as wat U my lief gehad het. Nou, ons het die verhaal van die verlore seun verlede week hanteer, en ons het oor hom gepraat, en ons noem dit nou in ons Afrikaanse vertaling die verlore seun, die storie van die verlore seun. Maar eintlik gaan dit nie so seer oor die verlore seun nie. Hy is in die storie. Maar dit gaan meer eintlik oor die pa. Want daai skrifgedeelte begin met, daar was eendag 'n pa gewees. Daar was 'n pa. Jesus vertel die storie met die gedagte dat ek en jy sal weet, dis hoe God is. Die pa is die hoofkarakter in die storie. Hy vertel dit, hy sê, as jy aan God die Vader dink, dis hoe hy oor jou voel. En dan is daar 2 seuns. Die jongste seun sê, gee my alles wat ek het. Ek kan nie wag dat pa nou sterf nie, ek wil nou my erfpos hê. Kan jy dink, 'n klap in die pa se gesig eintlik. En daar gaan hy, mors al sy geld uit, leef losbandig, beland in die moeilikheid, gaan soek 'n werk, sit op 'n varkplaas, pas die varke op, en dan raak hy honger, en hy dink by homself, my pa het, wie weet hoeveel mense wat vir hom werk. Ek sal na my pa toe teruggaan en sê, maak my net 'n dagloner, maak my 'n huurling, sodat ek dan net ietsie kan hê om te eet. Met my pa se huurlinge, met sy dagloners, gaan dit baie, baie beter, as wat met my gaan. En toe gaan hy terug. En voordat sy pa, nou hier is die storie, sy pa dink ek het elke dag die horisonne gekyk, kom die seun nie aan nie, en dan eendag sien hy hom ver aankom, en dan hardloop sy pa na hom toe en hom hels hom, nog voordat hierdie oue kans gehad het om te sê, maak my 'n huurling, val sy pa hom in die rede, en hy druk hom, en hy soen hom, en die Griekse woord wat gebruik word vir soen is, hy het hom gesoen, en gesoen, en gesoen, en gesoen, en gesoen, terwyl hy nog na vark ruik. Aanhoudend, oor en oor. En sy vader val hom in 'n rede, en ek dink Jesus vertel die storie, hoekom die vader hom in 'n rede val, want hy wil nog sê, maak my 'n huurling, maar Jesus vertel die storie om te sê, by God, ons hemelse Vader, sal jy nooit ooit 'n huurling kan wees nie. Jy sal nooit God se liefde kan verdien nie. God se liefde sal altyd, maar altyd onverdiend wees. Jy sal nooit daarvoor kan werk nie. Dis altyd genade, onverdiend, wanneer dit kom by jou verhouding met God die Vader. Trek vir hom 'n kleed aan. Hy haal Jesaja 61 aan, Jesus, waar Jesaja daar praat van die kleed van geregtigheid. Jesus verwys hy sê trek vir hom 'n kleed aan, hy vertel 'n storie. Hy sê wanneer God na jou gaan kyk, gaan hy 'n kleed sien, 'n kleed van geregtigheid. God gaan nie jou foute sien nie. God gaan nie jou tekortkominge sien nie. God gaan kyk en hy gaan sien die prys wat Jesus betaal het. Daar gaan geregtigheid aan jou gekleef wees. Hy gaan na jou kyk en hy gaan sien foutloos. Weet jy, ons is baie keer so bewus van ons skuldig wees. En ek dink, as ons dit kan regkry om God se liefde te verstaan, gaan ons al hoe meer bewus raak van ons onskuld.
Want God kyk met ons met 'n kleed van geregtigheid, kyk hy na ons. Sit van daar sandale aan sy voete, want slawe het kaalvoet geloop. Jy gaan nooit 'n slaaf wees in God se huis nie. Jy gaan nooit kan verdien in God se familie nie. As seuns en dogters van God, is jy syne kosbare kind van God. En sit vir hom 'n ring in sy vinger. Sit vir hom die ring met die seël op waarmee hy kan koop en verkoop. Geef hom gesag, geef hom autoriteit. Sit vir hom die ring aan wat sê hy behoort aan hierdie familie. Dis sy identiteit. Hy is my seun. En slag die vetgemaakte kalf. En laat ons fees vier. En die ouer broer het bietjie later huis toe gekom en hy het die musiek en die vrolikheid gehoor en gevra, wat is dit? Wat gaan nie aan? Jou broer het ingekom en jou pa is so opgewonde dat hy opdrag gegee het, ons gaan fees vier en die vetgemaakte kalf is geslag. Ons is besig om te juig oor jou seun, die broer wat terug is. En hierdie ouer broer het aanstoot geneem. Ek wie weet hoe lank al vir pa. Ek gee my lewe vir hierdie saak. Ek werk op hierdie plaas met alles in my. Hy het weggeloop met al die geld. Ek het nooit geld gemors nie. En u het nooit vir my 'n lam geslag of 'n vetgemaakte kalf gegee nie. My seun. My seun. Alles wat myne is joune. Jy het nie geweet nie. En Jesus vertel hierdie storie baie intentioneel, want in hierdie storie is daar verskriklik baie lesse wat ons leer, oor die vaderhart van God, oor hoe God oor ons dink, oor ons identiteit, oor liefde onverdiend. Maar ek wonder of jy al gewonder het soos ek, hoe dit was die volgende dag, en die weke en die maande daarna. Jy al gedink oor die storie? Wonder hoe dit was die dag daarna. Weet, die musiek het stil geword die volgende oggend. Dalk het die lampe nog 'n bietjie laag gebrand. Daar was dalk nog krummelsbrood wat op die tafels verspreid gelê het. Die opgewonde lag het dalk nog in die gange gehang van die vertrek. En gister was genade hard en duidelik. Maar vandag is die vriende huis toe. Daar is nie meer 'n vetgemaakte kalf nie. Die seun word wakker in 'n bed wat hy besef, eintlik verdien ek nie hierdie bed nie. Hy word wakker in 'n huis wat hy eens verlaat het. Hy word wakker met die bewustheid, ek verstaan nie wat gister regtig hier gebeur het nie. Ek is nie seker of ek greep het, of ek my kop om dit kan kry, hierdie liefde en genade wat my pad langs gekom het nie. En hier is die ding wat ek baie keer wonder. Ek weet nie of jy ook soos ek het wonder nie. Ek wonder baie keer, ek hoor hoe mense praat van goed wat in hulle lewe gebeur, en dan sê hulle, daar het die Here sy genade aan my bewys. En daar was die Here vir my genadig. Daai was 'n genadige oomblik in my lewe. Maar hier's die ding, as ek hierdie storie reg verstaan, en as ek Jesus se uitsprake reg verstaan, is genade nie oomblikke nie. En vir my het genade uit oomblikke bestaan. Maar God se uitspraak en Jesus se uitspraak is dat genade altyd is. Dat jy hom altyd in genade kan vertrou. Dat jy in altyd kan sê, ek vertrou u genade. Want ek dink in die geval van die verlore seun was genade eenvoudig by die hekkie toe hy daar ingestap het. Hy het gesien hier's genade. Sy pa gee hom genade meer as wat hy ooit gedink het. En die volgende oggend in die kombuis, ek wonder wat het in sy kop aangegaan. Gaan my pa nou vir my 'n preekie gee? Gaan hy vir my nou 'n waarskuwing gee? Gaan die reëls nou voorgehou word? En dan is die vader stil en waarskynlik het die vader vir hom 'n beker koffie, sal ek koffie gedrink het daai tyd, in die hand gesit. Nie bewys nie, nie presteer nie, maar slegs een woord. Bly. Bly. Want redding, ouens, bestaan nie in hierdie storie net om terug te kom huis toe nie. Redding is nie net om gevind te word nie. Redding in sy essensie, Jesus vertel hierdie storie om te sê, redding, ek gaan daaroor dat God wil hê, dat die Vader wil hê, dat jy moet leer wat dit beteken om te bly. God word jou adres.
Jy bly. Genade het nie die reis uitgewis nie. Genade het die verhouding kom herstel. 'n Verhouding wat so herstel is, dat die uitnodiging nou is, sal jy bly? Ja, die ouer broer, ek wonder hoe het hy gevoel, die volgende dag en die weke daarna. Ek wonder wat het in sy hart aangegaan. En ek dink dit het nog 'n keer van die vader gevra om na die ouer broer toe te gaan en sy arms net om hom te slaan en hom in die oë te kyk en te sê, onthou nou, alles wat myne is joune. Jy moet nooit twyfel oor wie jy is nie, oor wat jy is nie, oor jou identiteit nie. Want jy sien, genade raak nooit moeg om te initieer nie. Genade bly oorvloediglik. Jy hoef nooit liefde te verdien nie. Jy moet net leer om in liefde in te stap. Want die storie van die verlore seun is nie 'n storie oor wie die meeste verkeerd is nie. Is die ouer broer meer verkeerd of is die jonger broer meer verkeerd nie? Die storie van die verlore seun gaan daaroor, watter een van hulle gaan toelaat dat hulle liefde ontdek, die liefde van die Vader, en sal toelaat dat hierdie liefde hulle lewe radikaal verander. Vir baie jare was die moeilikste ding vir my, wanneer het gekom het by die Bybel en by die uitsprake van die woord, die moeilikste ding was nie vir my gewees om te glo God gaan my vergewe nie. Ek het dit geglo. Ek het geglo as ek hom vra, Here, ek is jammer, vergewe my, dan gaan hy dit doen. Die moeiliker deel vir my ouens was om te glo dat ek altyd volkome liefgehê word deur die Vader. Hy het my altyd lief. Ek is altyd geliefd. Daar's nie een oomblik wat ek nie geliefd is nie. Ek is geliefd, want ek is tuis. Ek is tuis in die huis. God is my adres en ek is geliefd. Hy is in my en ek is in hom. Ek is geliefd. God het sy mind opgemaak. Daar's niks wat jy kan doen wat kan maak dat God jou minder of meer sal lief hê nie. God het sy mind opgemaak. Hy is lief vir jou, maar soms wanneer goed skeef loop en jy deur frustrasies gaan en deur bekommernis gaan, dan wonder ek of jy dit regtig kan sê. Daar was tye in my lewe wat ek gewonder het, of ek regtig met oortuiging uit my hart uit kan uitroep, in hierdie tyd wat ek nou is, weet ek dat ek is geliefd. Jesus het dit vir ons gebid, dat hulle sal weet, hoe lief U vir hulle is, dat U vir hulle so lief is, soos U vir my is. Hy het dit gebid vir ons, dat ons dit sal weet. En wanneer ek dit regtig uit my hart uit kan uitroep, ek is geliefd. Ek wil vir jou sê, dit verander alles. Dit verander hoe jy na die krisisse kyk, dit verander hoe jy na die omstandighede in jou lewe kyk. Dit verander elke dimensie in jou lewe, dit verander hoe jy jou identiteit sien, dit verander alles. Aanbidding was iets wat nog altyd by die mens, deel van die mensdom se storie was, om God te aanbid. Hierdie wonderlike, incredible God. Maar daar was baie ouens wat nie God aanbid soos ons hom aanbid nie, maar wat afgoderry doen, en afgoderry en afgode aanbid. Dis die storie van die mens, dat daar's iets in die mens wat graag wil aanbid. En baie keer raak hulle verdwaald en die mekaar, en ons lees van so eerste eeuse Griekeland, 2 gemeentes wat daar was, of tempels wat daar was. Dit was waar die gemeente van Korinthe ook was. En onthou nou, Paulus het Korinthe geplant, hy ken die mense, hy is lief vir die mense, hy gee vir hulle om, hy ken hulle persoonlik, hy het die gemeente geplant, maar nie ver van hulle af nie, was daar 2 tempels. Hulle het nie Jesus aanbid nie, dit was 'n afgoderry gewees. En dan het hulle gedink dat om die aandag van hulle God te kry, moet hulle so hard as moontlik hulle God, aanbid, om sy aandag te kry. Wil hulle so hard as moontlik doen. En hulle het gedans en geskree en simbale geslaan en 'n gong geslaan en die hele tyd het hulle hierdie gong geslaan, want hulle het geglo as ons net genoeg lawaai maak, gaan ons die aandag van ons gode geniet. En met dit in gedagte wil ek jou nooi om jou Bybel oop te maak by 1 Korintiërs 13. Is in hierdie agtergrond
waar Paulus vir die gemeente in Korintiërs skryf, 1 Korintiërs 13, kom ons lees lekker saam. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die verborgenhede weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, en die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, en handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, en reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, wel dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar wanneer die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geoordeel soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Mooi skrifgedeelte. Ons sit nou die dag, ek en nou Werner, hy is die algemene bestuurder hier by Kabata, en nou sit ons werk deur die begroting, en ek sê vir hom, Werner, en nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is cashflow. Hy sê, al praat ek tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Het ek 'n drenende gong geword. Kan jy dink hoe geskok was hulle, toe Paulus hierdie woorde gebruik? Want wat Paulus vir hulle sê, is, hy sê, ouens, ek is vir julle lief, ek het julle hierdie gemeente geplant, ek ken julle. Hy sê, maar wanneer ek na julle kyk, wil ek julle waarsku. Ek kyk na julle, en ek wil vir julle sê, julle klink presies soos die heidene hier langs aan. Klink soos 'n gong wat ek hoor. Ek sien iets wat nie daar, wat kort, ek sien, die liefde is nie daar nie, en dan gaan hy verder en sê, selfs profesie en kennis en geloof en opoffering sonder liefde is dit niks. Paulus kyk na die kerk in Korinthe en sê, ouens, het iets skeef geloop. Julle het genade ontvang, maar julle het nie self genade geword nie. Hulle was Christene, maar hulle het nie soos Christus gelyk nie. En hier is die vraag, ouens, wat maak my en jou anderste? Wat maak ons anderste? Wat maak dat ons sout is en lig is? Wat maak dat ons 'n effek het? Wat gee vir ons daai ietsie anderste as kinders van God? Wel, ek dink is die liefde. Ek dink is wanneer liefde daar is, wanneer dit anders is. Vir my was die liefde altyd die toets vir geestelike volwassenheid. Nog altyd, as ek die skrif ook reg verstaan, dan lyk dit vir my, die toets vir geestelike volwassenheid lê in een ding, daar's baie goed wat jy na kan kyk, maar die groot ding is liefde. Want volwassenheid is nie noodwendig om harder te aanbid nie, en terloops, ons kan die Here wonderlik aanbid, en met groot oorgawe kan ons hom aanbid. Dit moet ook so wees. En volgende Sondag aand het ons vir jou 'n spesiale geleentheid geskep, waar jy asseblief saam met ons kan kom aanbid. Ek dink mense het 'n behoefte aan, jou gees het 'n behoefte aan, om net die Here te aanbid, waar die fokus net na aanbidding toe gaan. So volgende week moet dit nie vergeet nie, waar ons saam net gaan aanbid. Maar dit per se, praat nie van geestelike volwassenheid nie. Beter en meer ervarings, is wonderlik, en ons moet die Here vertrou vir ervarings, maar dit praat ook nie van geestelike volwassenheid nie. Selfs my kennis van die Bybel, ek ken baie ouens wat baie Bybelkennis het, maar nie geestelik volwasse is nie.
En oor kom ek terug na die liefde toe. Het Jesus nie self gesê, hieraan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar nie. En dan kom Jesus en sê, hy vat die hele Ou Testament saam, en alles wat geleer is, en alles wat gesê is, en dan kom hy en dan maak hy hierdie uitspraak, hy sê, ek wil vir julle een nuwe wet kom gee. Een. En as jy hierdie een nuwe wet hou, gaan dit alles uitgesorteer wees. Hier's een ding wat jy moet doen. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar sal lief hê. 'n nuwe opdrag, 'n nuwe gebod. 'n nuwe gebod gee ek, dat julle mekaar sal lief hê, soos ek julle lief gehad het. En een van die plekke waar liefde die sterkste praat, die hardste praat, is wanneer ons beweeg van om genade te ontvang na om genade te word. Dis een van die plekke waar hy hard praat, liefde op sy hardste praat. En word beteken nie ek gee voor nie. Word beteken dat iets in my hart, in my lewe gebeur, dat transformasie in my hart plaasgevind. Ek is so in Christus en hy is so in my, dat iets radikaal het hier diep binne in my gebeur, en nou, omdat iets hier in my lewe gebeur het, ek is in hom en hy is in my, en het die transformasie gekom in my hart, omdat daar iets gebeur het, is genade my natuurlike reaksie. Jesus het ons nooit genooi om hom te bewonder nie. Ek wil dit vir jou weer sê, hoor gou mooi, Jesus het ons nooit genooi om hom te bewonder nie. Jesus se uitnodiging aan my en jou was, dat ons sal word soos wat hy is. Dat ons sal leef soos wat hy leef. Jesus het ons kom nooi om te sien dat hy nie net 'n voorbeeld vir ons is nie, maar dat hy ook 'n voorbeeld van ons is. Die uitnodiging is, word jy nou die barmhartige Samaritaan. Die uitnodiging is, word jy nou die een wat die buitestander intrek. Word jy nou die een wat eerste tree gee om te vergewe. Word jy nou die een wat die kwesbare beskerm. Word jy die een wat geduldig is wanneer jy ongeduldig voel om te wees. En trust my, dis nou nogal 'n areaetjie wat ek die Here vir 'n deurbraak moet vertrou. Want ek kan partykeer ongeduldig raak, omdat ek altyd so haastig is en goed moet gebeur. Laat my dink aan die oom wat daar by die drive-thru was. Weet nou nie waar het hy kos gekoop nie, by die deurry. En hy bestel so kos, op 'n stadium, jy weet, nou sukkel om te lees wat op die bord staan, en hy kan nie lekker besluit neem nie, en sy vrou Ilanson sukkel ook nog so 'n bietjie om die besluit uit te oefen, en hier agter hom sit 'n man wat nie meer kan nie, wat sy geduld op is. En hy klim op sy hoeter, en hy druk sy hoeter, en hy blaas die hoeter vir die oom. En die oom is baie geduldig, hy doen sy bestelling, ry tot by die volgende rytjie, betaal vir sy bestellingkie, en terwyl hy daar is, sê, ag, weet jy wat, ek wil baie graag ook vir die ou agter my betaal. So mooi hart, nee, mooi gesindheid, nadat hy so behandel was, betaal vir die ou agter hom ook. En toe hy nou voor sy kos optel, toe kry hy nou sy pakkie, toe sê hy, nee, maar hy het nog 'n pakkie bestel, kan hy net daai pakkie ook kry asseblief? Toe moet daai ou weer 'n keer. Ja, geduldig, om geduld te hê met hulle wat selfs klaar se kunsvorm vervolmaak het. Paulus sê, liefde is geduldig, liefde is vriendelik, geduld is genade, wanneer dit getoets word, vriendelikheid is genade in beweging. En hier's die ding wat ek weet, ons almal wil dit hê. Maar hoe word ons dit werklik? Hoe word dit wat ons so begeer, hoe word dit 'n werklikheid in ons lewe? Hoe verander ek werklik? En die skrif antwoord dit. Dis nie eens ingewikkeld nie. Dis 'n maklike, maar baie diep antwoord. Dis eintlik 'n een-sin antwoord. Hoe word ek dit? Wel, Jesus het vir ons kom leer, bly in my en ek in julle. Dis eenvoudig. Verander jou adres. Leef vanuit hierdie nuwe bewustheid, ek is in jou en jy is in my. Maak dit die gewoonte van jou hart. Verandering gaan nie kom net wanneer ons harder probeer nie. Ons gaan altyd harder probeer en teleurstel. Verandering gaan nie kom deur my selfverbeteringspoging nie. Dit gaan nie kom deur emosionele ervarings nie. Verandering gaan nie net kom deur die transformasie van my hart. Wanneer die adres van my lewe verander.
As ek in hom is, dit gaan oor my verblyf. 'n Lewe wat in verbondenheid staan met Jesus Christus. Wanneer ons in hom bly en hy in ons, verander 'n klomp goed in ons lewe. Maar ek gaan dit saamvat deur oor 3 groot goed te praat wat in ons lewe verander. 3 groot goed. Die stories wat ons glo, die gewoontes wat ons vorm en die verhoudings waarin ons leef. Stories wat ons glo, nommer 1. Omdat hy in my is en ek in hom, verander die stories wat ek glo. Ons almal leef vanuit stories, is dit nie so nie? Stories wat ons glo, oor onsself, oor God, oor ander mense, ons het almal hierdie stories. Die oudste seun se storie was, as ek net hard genoeg kan werk, gaan ek my plek by my vader verdien, hy gaan my eer, hy gaan my vereer as ek hard genoeg gaan werk. Die jongste broer se storie was, ek is nie werd om my pa se seun genoem te word nie. Maar die vader se storie was nog altyd gewees, jy is myne, voor jy iets kon doen. En wat is my storie? En wat is jou storie vanmôre? Wat glo jy regtig wanneer dit kom by oor hoe jy dink hoe God oor jou voel? Wat glo jy? Wat is die storie wat jy glo? Jesus het hierdie waarheid in sy lewe nie net vertel nie, hy het dit geleef. Onthou jy toe Jesus gedoop was? Toe is daar 'n stem wat uit die hemel uitkom en sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Daar was nog nie die kruis gewees nie, daar was nog geen wonderwerk gewees nie, Jesus het nog nie met sy bediening begin nie, maar hier was hierdie uitspraak gewees, voor enige prestasie, die uitspraak, hierdie is my geliefde seun. Voor enige prestasie, en is asof Jesus met hierdie storie net wil kom kommunikeer en sê, voor enige prestasie van jou kant af, jy is die geliefde van God. Daarna is Jesus in die woestyn in, 40 dae gevas, en hy's honger, en dan kom versoek die bose hom, en dan sê maar, hoorie, as jy nou die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. En dan sien ons hier dat Jesus het nooit geleef vir die versoeking van ander stemme oor sy lewe nie. Daar was een stem wat getel het, die opinie van sy vader, wat sy vader oor hom gesê het. Ons sien nou dat hierdie opinie van sy vader oor hom, het so 'n sterk deurslag in sy lewe gehad, dat dit ook beïnvloed het hoe hy met ander mense gewerk het. Ons het hom gevang, sy het oorspel gepleeg. En die wet vereis, sy moet doodgegooi word met klippe, sy moet gestenig word. Laat hulle wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi. En na ruk het Jesus opgekyk, nadat hy op die grond geskryf het in die sand, en almal was weg. En hy het in die vrou in haar oë gekyk en vir haar gesê, waar is hulle wat jou beskuldig? Waar is hulle wat jou veroordeel? En dan antwoord Jesus aan, hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Kan jy dink wat daai dag in daai vrou se storie gebeur het? Van skaamte, van skande. Hy het my storie kom herskryf. Ek is waardig. Hy het my onskuldig kom verklaar. Hy het die straf van my af kom haal. Ek is waardig in sy oë. Wat is die storie wat jy glo, wanneer dit kom oor jouself, oor hoe God oor jou voel? Miskien dat jy nie genoeg is nie, dat God dalk teleurgesteld is, of kan jy vandag met oortuiging sê, ek is geliefd. Ek is geliefd, God het my lief, selfs in jou krisis, selfs in jou teleurstellings, weet, ek is geliefd. Ware identiteit begin by God se storie en God se uitspraak oor my en oor jou lewe. Dis waar ons identiteit begin. Wat sê God oor ons? Ja, die stories in ons lewe verander, maar ook die gewoontes wat ons beoefen verander. Omdat hy in my is, en omdat ek in hom is, gaan nie gewoontes. Dit gaan nie dieselfde bly nie, ouens. Gewoontes wat ons beoefen gaan verander as ons in hom is en hy in ons. Ek en Antoinette is nou, hoeveel jaar? 33 jaar? Hoe lank is ons getroud? 33 jaar? Ag manne, vir my staan lag nie, julle kom dit ook oor. Terloops, Antoinette word hierdie jaar, mag ek sê, hierdie week, die groot 60. Ja, lekker. Dinsdag vier ons al 6. Ek wonder of julle vir haar 'n klap sal gee. Van al die vrouens wat ek al gehad het, jy die gunsteling een.
Maar ek het gewoontes wat ek moes verander het, hè. Ek het altyd gedink hoe lekker lê daai ou handdoekie daar in die hoek op die grond as ek klaar geshower het, nê. Hy lê so lekker snoesig en warm, so comfortable. Het ek agtergekom dat dit is nou 'n gewoontetjie wat moet verander. Ouens, wanneer ek in die huis is, wanneer ons saam is, wanneer jy in God se huis is, wanneer God jou adres is, hy en jou en jy en hom, daar gaan gewoontes wees wat in jou lewe gaan verander, verseker gaan dit verander. Om tuis te bly beteken dat nuwe ritmes word in jou lewe gevorm. Hierdie storie van die verlore seun, ek bedoel die volgende dag moes die lande nog steeds geploeg geword het en die vertroue moes herbou word en gewoontes moes herstel word, nuwe gewoontes moes aangeleer geword het. Die reis was nie uitgekanselleer deur genade nie, daar moes gewerk geword het om weer dit te herstel, nuwe gewoontes moes in plek gesit word. Jesus se lewe het baie gewoontes ook ingehad, ritmes ingehad. En ons kan baie lank praat oor die gewoontes of die ritmes van Jesus se lewe, maar hy het tyd gemaak gereeld om met die Vader te praat. Hy het tyd gemaak om saam met mense te eet. Hy het tyd gemaak om eenkant alleen te wees. Dis wat Jesus die hele tyd gedoen het. En die interessante deel is, Jesus het nie net met sy disippels gekry en hy het met die sondaars en die tollenaars en almal wat van God en gebod niks geweet het. Jesus het met hulle tyd gemaak. Hy het 'n gewoonte gehad om mense in te trek en te integreer in sy lewe. Tye van rus was in sy lewe. En meer as net om te gaan slaap. Selfs in die storm het Jesus gerus. En dit was 'n groter rus om te rus. Hy het gerus in die wete, God is in beheer van sy lewe, alles is 'n storm. Hy is in die hande van God. Hy het gehoorsaamheid beoefen. Laat u wil geskied, nogtans nie my wil nie. U wil geskied, Here, Vader. Ja, gewoontes vorm ons harte. As 'n wonderlike boek wat jy kan gaan koop, Atomic Habits, wat verduidelik hoe gewoontes ons ritmes in ons lewe bepaal en ons harte vorm. Dit is 'n baie goeie boek om te lees. Dit is 'n goeie boek om op jou rak te hê. Maar ek wonder, hoe lyk jou ritmes? Hoe lyk jou gewoontes? Het jy daaglikse stilte met God? Wat se gewoontes het verander vandat God jou adres is en hy en jou en jy en hom? Gewoontes van woord en Bybel, die woord in tyd met gebed. Miskien ons het so rukkie terug oor dit gepraat, oor die beginsel van Sabbatsrus. Om net 'n dag eenkant te sit en 'n bietjie anders te spandeer. Het jy al sulke gewoontes in jou lewe? Het jy dalk al is jy dalk iemand wat geneig is om altyd na die verkeerde kant toe te praat? O, jy praat so negatief. Moet jy dalk 'n gewoonte begin vestig vanuit jou adres met God. God is jou huis, jy's geliefd. Moet jy nie begin om jou woordeskat te verander na waar jy meer met dankbaarheid begin, laat dankbaarheid oor jou lippe vloei en dat dit 'n nuwe gewoonte word in jou lewe, 'n gewoonte van dankbaarheid. Wat van die gewoonte van vriendskap en fellowship? Weet ouens, baie keer is ons tussen mense die hele tyd en ons is tog alleen. Ek wil vandag vir jou sê, ons het verhoudinge om ons nodig. Ons het mense om ons nodig. Jy kan nie bekostig om nie verhoudings om jou te hê nie. En ons is baie ernstig wanneer dit kom by ons kleingroep lewe. Brandon is beheer van ons kleingroep lewe en ons wil baie graag hê, as jy nie by 'n kleingroep is nie, wil jy nie hom gaan ingee by die een van toe maak nie. Jy hoef nie te commit nie. Gaan kuier net by 'n groep. Gaan kuier ten minste net, as jy nie iewers in 'n groep geïntegreer is nie. Jy het dit nodig en hulle het jou nodig. Sit asseblief jou naam vir ons op die lys. Ja, ons bly gesond deur ritmes van genade. Die derde ding wat verander in ons lewe is verhoudings waarin ons leef. Die verhoudings. Omdat hy in my is en ek in hom is, verander die verhoudings. Die oudste broer moes waarskynlik versoen het en vergewe het. Dink 'n bietjie aan sy storie. Ek dink hy moes. As Jesus die storie verder sou vertel, sou hy waarskynlik gepraat het oor die worsteling in die ouer broer se hart en die gevoelens. En dit was legit gevoelens gewees. Ek en jy sou dalk ook so gevoel het. Natuurlik sou ons so gevoel het. Maar hierdie ou moes gewerk het met versoening en vergifnis om te vergewe. Maar dit is nie net die oudste broer wat dit moes doen nie. Jesus het dit ook gedoen. Jesus het ook verhoudings gaan herstel. Dink 'n bietjie aan Petrus wat hom so teleurgestel het. Ek sal u nooit begewe nie. Ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal u nooit verloon nie. Ek sal dit net nie doen nie. Petrus voor die haan 3 keer kraai. Voor die haan kraai sê my 3 keer verloon. Ek is nou amper soos die ou wat ek eendag geëvangeliseer het as 'n skoolseun, toe gaan sit ek al langs hom en sy vrou op die sypaadjie en ek besluit ek gaan vir hulle vertel oor die Jesus se storie en die kruisiging en ek begin met hulle te praat. Ek sê jong, en toe ek so die storie vertel van Jesus, toe sê hy nee, wag, ek kom maar stop. Hy ken daai storie.
Hy sê, as ons daar toe die derde hoender kraai, toe vang hulle die skuldige een. Petrus het so opgemors. Hy was gebroken, stikkend, gedink hy kwalifiseer nie om enigiets vir Jesus verder te doen nie. En hy's terug weer gaan visvang. En 'n paar van die disippels het saam met hom gegaan, gebroken, stikkend met die wete, hy het Jesus so teleurgestel. En dan daag Jesus op, besig om vir hom ontbyt te maak, langs die see. Petrus, kom ons sort hierdie ding uit. Kom ons herstel hierdie verhouding. Ja, selfs aan die kruis het Jesus uitgeroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verhoudings was vir Jesus belangrik. Jesus het geleef in verhoudings met sy disippels. Hy het saam met hulle geleer, gereis, geëet, gehuil, gelag. En my vraag aan jou is, het jy sulke mense in jou lewe? Mense van wie jy leer, mense wat van jou leer, wat jy saam reis, wat jy saam eet, wat jy saam huil, wat jy saam lag, jy het dit nodig. Jy het dit nodig, want liefde groei in verhouding. Ons kan sê ons is lief vir mekaar, maar as ons nie intentioneel is met verhouding nie, is ons besig om dit te mis. Liefde groei in verhouding. So mag ons na Jesus kyk en word soos hy is, en nie net word soos hy is nie, mag ons leef soos hy leef. Genade was nie Jesus se uitsondering nie. Genade was sy wese gewees. Jesus het nie genade gedoen nie. Hy was genade self gewees. Die kruis was nooit buite karakter van Jesus gewees nie. Dit was presies wie Jesus was, en wie hy is. Dit was in sy karakter. So, ontvang sy genade, word sy genade, leef sy genade. Want die doel was nooit om huis toe te kom nie. Die doel was om daar te bly. Jou adres het verander. Jesus het kom woning maak. Hy is nie 'n toerist nie, hy het nie sy tassies vir 'n rukkie gebring nie. Hy het kom woning maak in jou. En jy is in hom. God is my adres. En is hier in hom waar ek heel word. Is hier in hom waar ek gevorm word deur sy liefde. Wonder of ek dit kan eindig op 'n manier wat vir baie van julle dalk bekend sal wees, en ons het so gewoond geraak daaraan. Mag die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, mag dit met jou wees in hierdie week.